So ons gaan bietjie lees uit 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21, maar laat my asseblief toe om die ding bietjie op te breek en die goede bietjie te skommel, sodat dit vir my ook verstaanbaar is en hopelik vir jou. Kom ons begin. Paulus skryf, dan sê hy, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. Jy sien, alles begin by liefde. Liefde is die oorsprong. God is liefde, sê die woord. En die liefdesdaad van Christus, om mens te word en sy lewe vir ons te kom gee, dis waar dit begin. Maar nou moet dit verder gaan, die liefde van Christus moet my nou ook in beweging kry. Dit moet my optrede bepaal, dit moet my beheer. Is jy daar? Iemand wat aan Christus behoort, vers 17, is 'n nuwe mens. Luister net gou weer mooi. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Ons is nie meer vyande van God nie, julle. Ons is nie meer vreemdelinge nie. Ons is God se kinders, ons is geheilig, ons is afgesonder vir hom. Moet nooit dink, natuurlik moet ons nooit dink dat ons redding, jou redding iets te doen het met jou eie oulikheid nie. Pas op daarvoor, dis net God en sy genade. Dit alles is die werk van God, sê die skrif. Goed, dan gaan hy verder, dan sê hy die boodskap van versoening, my versoening met God, bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. So ons verhouding met God is herstel. Daar's nou vrede tussen my en God, want daar was eintlik vyandskap. Christus, vers 21, was sonder sonde. Dit is eintlik 'n moeilike begrip vir ons om te verstaan. Jesus kon nie sonde hê nie. Hy het met 'n hamer in 'n bytel gewerk. Ek is seker hy het sy vinger raak geslaan iewers. Wat het hy gesê? Nie wat jy dink nie. Hy was sonder sonde. God het hom in ons plek as sondaar behandel. Dis wat die nuwe vertaling sê. Die ou vertaling stel dit 'n bietjie sterker. Die ou vertaling sê, hy het hom vir ons sonde gemaak. Baie sterker. Die Engels sê dit eintlik mooi. Die Amplified, ek is lief vir die Amplified. He made Christ who knew no sin to be sin for us, of to be sin on our behalf. Ons gaan dit nou mooi verder verduidelik. Maar hoekom? Vers 21. Sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Dis hoekom hy dit kom doen het. Maar die ou Afrikaans 53 sê dit eintlik nog sterker. Hy het dit vir ons gedoen, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Sal nou weer oor dit meer sê. Vers 20b, en dit is God, wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Die ou vertaling sê, laat julle met God versoen. Sien, Paulus sê, dis amper nou nie meer ek wat praat, sê Paulus nie. Paulus sê, nou sê ek vir julle wat die Here sê. Ek praat amper uit die Here se mond uit. Hy sê, ek smeek julle, ek nooi julle. Dis God wat 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, sê hy, asseblief, aanvaar die versoening met God wat hy vir jou bewerk het. So ek wil vir jou vra, vir jou sê, dis joune, as jy net jou hand uitsteek en dit vat, gee die Here dit vir jou. So waar staan jy? Ek wil regtig vir jou vra,
Dalk dien jy die Here 40, 50 jaar, soos jy hier sit vanoggend, wonderlik. Dalk ken jy nog nie die Here nie, dalk is jy nie tot die geloof, of jy ken glad nie die Here nie. Ek wil ons maar net vir 'n oomblik oor ons eie lewe reflekteer, en dit wat die Here kom doen het deur die kruis, en julle sien, ek wys aan mekaar aan die kruis, dit wat Christus kom doen het deur die kruis, wat maak jy daarmee? Ek wil net 'n minuut stilte gee. Kom ons word net stil vir 'n oomblik. Praat net met die Here waar jy sit daaroor. Baie dankie, Here. Baie dankie. As ons met jong mense werk, dan is ons lief om in prentjies te werk en beelde te gebruik, soos Jesus ook maar gedoen het met sy parables, wat is 'n parable? Help my. Gelykenisse. En nou kan ek maar vir die kinders sê, as ons in prentjies praat, dan verstaan die groot mense dit beter. So ek gaan vir julle 'n illustrasie doen van dit wat ons nou gesê het, en ek gaan nog terugskuif, want ek wil hê Lukas moet dit ook sien, en hy sit daar uit die verkeerde hoek van, Henny, help my asseblief. Dankie. Kom ons kyk na wat ons nou gesê het. God het in sy liefde, dis belangrik dat ons dit onthou. Julle, dis alles uit liefde uit. God het dit uit liefde gedoen. Moet dit nooit vergeet nie. In sy liefde wil hy nie hê ek moet verlore gaan nie. Maar ek is vol sonde, so ek gaan die swart lap gebruik as sonde. Ek is eintlik vol sonde. So, nou net nie die ding hier vastdrap nie. Ek is vol sonde. So hoe, voor ek die Here geken het natuurlik, nie nou meer nie, voor ek die Here ken is ek vol sonde. Maar Jesus is God, hy is heilig, hy is die seun van God, hy is sonder sonde. En sy hart klop vir my. So die wit lap verteenwoordig Christus. So God het ons so lief, dat hy vir Jesus stuur, aarde toe om te sterf vir my en vir jou, en om ons sonde weg te vat, nee, dis mos reg. Hy vat ons sonde weg. Hy gooi dit aan een kant. Dit is mos reg, dis wat ons glo, is dit nie? Stem julle, is julle by my? OK. Maar nou stop ons baie keer daar. En dis hoekom ons dink ek baie keer sukkel. Ons het vers 21b vergeet, wat sê, hy het nie die sonde van ons weggevat nie, hy het dit op hom geneem. So kan ek het hier op die kruis hang, want dis letterlik wat die woord sê, hy het ons sonde op hom geneem. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy het hom my sonde laat voel, hy het hom my sonde gemaak. Maar dan gaan hy nog verder. Dan sê hy, in die Engels, God made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. So daar was 'n ruiltransaksie, en dit vergeet ons baie keer. Christus het sy geregtigheid vir jou gegee. Christus het ons sonde weggevat op hom, maar het sy geregtigheid oor jou kom hang. Ons mis dit baie keer. Ons mis dit baie keer. Dis 'n ruiltransaksie. Ek het iets gegee, maar ek het iets ontvang. Hy het iets gegee en hy het iets ontvang.
Maar dit is belangrik, dat ons lees, dat ons een woordjie nie mis nie, en hy sê dit is, in Christus is dit moontlik. Ek moet in Christus wees, om dit te ontvang. So, moet nooit jou eenheid, die Afrikaans sê, deur my eenheid met Christus, het ons sy geregtigheid ontvang. Maar hoor hoe sterk sê vers 14 dit, ons het net nou dit gelees. Ons het tot die insig gekom dat een gesterf het. Jesus het gesterf vir almal. En dan stop ons daar. Kan julle onthou, wie van julle is lank genoeg in die gemeente om te onthou dat dit ons gesegde in die gemeente, ons logo, wat noem jy dit in Afrika, slagspreuk. Dat ons 'n slagspreuk gehad het in die gemeente, een vir almal en almal vir een. Kan julle dit onthou? Wie is so lank in die gemeente? My arme vrou, is net ek en jy. Balele. Dit klink amper soos die 3 musketeers. Behalwe, hulle slagspreuk was almal vir een en een vir almal, maar dit was ons slagspreuk in die gemeente. Maar dit beteken dan eintlik dat ek saam met hom gesterf het. Dis wat die skrif sê in vers 14. Hy het gesterf, maar dit beteken ek het in hom ook gesterf. Of jy dit nou wil weet of nie, jy is dood. Jy lyk nie nou baie dood nie, maar jy is veronderstel om dood te wees. Jy is veronderstel om dood te wees vir jou sonde. Die hinkering na sonde is jy veronderstel om van dood te wees. Jy is veronderstel om van jou eie ek te sterf. Jy is nie meer daar nie. Maar hoekom is dit dan so, dat ek aan mekaar terugbeer na my sonde toe? Hoekom wil ek aan mekaar, dit wat Christus van my weggevat het, hoekom wil ek dit aan mekaar vasklou daaraan? Onthou dat ek God se geregtigheid op my ontvang het, en dat ek nie meer moet hinker, en dat ek eintlik nie 'n hinkering het meer na die ou sondige lewe nie. En dis waarvan die doop ook simbolies is. Dankie Mardi vir dit vir vanoggend. As ek deur die doopwater gaan, dan lê ek my ou lewe neer en trek ek 'n nuwe lewe saam met Christus aan. Maak klaar met sonde, julle. Dit mors jou tyd. Dit is nie in God se hart vir jou nie. Jy is God se geregtigheid in Christus. Ok, nou sê Paulus, nou dat ek dit alles mooi verduidelik het, sê Paulus, en nou gaan ek die dele insit wat ek uitgehaal het, dat julle nie net nou sê, ons het net die skrif misbruik. Nee, kom ons sit die geregtigheid terug. Nou sê in vers 11, omdat ons die vrees van die Here ken, en onthou julle, Andre het met ons 2 weke gelede daaroor gepraat in die kruik, omdat ons die vrees van die Here ken, met ander woorde, omdat ons die Here se hart ken, omdat ons weet wat hy wil hê, daarom probeer ons om die mense te oortuig. In die Afrikaans nuwe vertaling sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien, daarom probeer ons die mense oortuig. Sien, nou moet daar 'n uitvloeisel wees. Ons moet dit aangee. Ons moet mense probeer oortuig. Dis wat Paulus sê. Jy maak dit jou eie, maar jy hou dit nie jou eie nie. Jy moet dit aangee. Dis nie net vir my nie. Ons ken die Here se hart. Ons weet wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet dit aangee. Daarom probeer ons dit doen, sê Paulus. Maar ook, kyk wat sê vers 14. Die liefde van Christus dring ons. Die ander vertaling sê dwing ons. Die liefde van Christus motiveer ons. Die liefde van Christus sit ons aan die gang om dit te deel. Want dit is nie net vir myself nie. Dit beweeg ons. Is die liefde van Christus ook jou dryfveer om dit vir ander mense aan te gee? Want hy het vir ons gesterf, maar nou is ons veronderstel om vir hom te leef. Nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons is nie veronderstel om vir onsself te lewe nie, julle, en ons doen dit so graag. Ons doen dit so graag. So hoe lyk jou eie lewe? Hoe lewe jy vir hom?
Hoe selfsugtig is ek? Vra die Here baie vir my. Ek. Hoeveel stel ek die Here eerste? Stel ek hom eerste in alles in my lewe? Of is daar sekere terreine wat ek kom bietjie uithou? Of is dit dalk alles net woorde? Ja, ek lewe vir die Here, maar as ek uitgaan by die kerk of daar by die werk of by die skool, getuig my woorde en my lewe dat ek vir hom lewe. Hoor hoe mooi sê vers 18b. Hy het ons deur Christus met homself versoen, en hier is nou dan die boodskap, en daai bediening van die versoening het hy aan ons toevertrou. Hy het dit aan ons toevertrou. Aan wie? Aan die dominee? Nee. Aan die kerk? Nee. Aan jou. Aan my. Aan die ekstroverte dink ek baie keer, want dit is maklik vir party, is makliker vir party ouens, is vir ander. Weet julle dat ons dikwels dink ons kinders, dis mos die kerkse werk, hier's 'n goeie Henny en 'n Liserie, en ander jeugleiers daar by Ermelo Oosgemeente, hulle sal met die kinders oor die Here praat. Julle ouens, ons het 'n verantwoordelikheid om met ons kinders oor die Here te praat. Dis jou kinders, en die Here gaan van jou rekenskap. Dis my kinders, en ek moet van hulle rekenskap gee voor die Here eendag. Tussen 37 en 50% van mense kom tot bekering uit 'n Christelike ouerhuis en deur gesprekke met hulle ouers en met naby familie. Tussen 37 en 50%. Hoeveel mense kom tot bekering in die kerk? Statistiek. Raai bietjie, iemand? Ag nee, julle is te geleerd. Kom vat 'n raai. 5%. Nee, ons doen dan bietjie beter as dit. Hulle reken 16% van mense kom tot bekering in die kerk, in hierdie tipe setting. Terwyl 37 tot 50% kom tot bekering in hulle ouerhuis, deur die gesprekke met hulle ouers, en naby familie wat met hulle oor die Here praat. So, ouers, ons het 'n verantwoordelikheid om die storie aan te gee, primêr vir ons kinders eerste, maar ook weier. Dan sal julle sien, hy praat van die bediening van die versoening in vers 18 en in vers 19 herhaal hy dit, dan sê hy, dis aan ons toevertrou, maar nou noem hy dit die boodskap van versoening. Baie tegnies verskillende woorde wat in die Grieks gebruik word, maar die punt is maar net, die woord is die inhoud. Hy het die inhoud daarvan aan ons gegee, om dit af te gee, en die bediening van versoening is amper soos 'n servant, soos 'n dienskneg, om 'n diens te lewer. So, ons moet die inhoud, die waarheid wat ons het, moet ons gaan bedien vir mense. Asof ons 'n servant, eintlik sê hy baie mooi, ek moet dit net vir julle lees. The work of a servant it's an active service done with a willful attitude. Nie uit dwang nie, maar met 'n willful attitude. Wat beteken hy dit aan ons toevertrou? Eenvoudig, hy het dit vir ons gegee om dit aan te gee. Kom ons kyk wat sê hy verder, hy gaan nog verder. Dan sê hy, ons tree op as gesandte van Christus. Wat is 'n gesant? Engels sê ambassador. Wat is 'n ambassadeur? Iemand wat sy land verteenwoordig, of iemand wat sy koning of sy God verteenwoordig, sy ambassadeur. Hy noem ons ambassadeurs, hy sê, julle werk saam met God, julle is afgevaardig, julle moet dit gaan aangee. God noem ons ambassadeurs, want ons verteenwoordig hom. Die boodskap en die bediening van hierdie versoening het God aan ons toe vertrou. Hy maak op ons staat om dit te deel. Julle, ons is God se A-plan. Wat maak jy daarmee? Ons is God se A-plan. Hoe het jy tot bekering gekom? Het iemand met jou dit gedeel? Ek wens so,
ek kan die persoon raakloop wat vir my op 'n CSV kamp na die Here toe gelei het. Ek sal hom seker in die hemel sien, maar ek wens so, dat ek net daai ou kan ontmoet, net vir hom kan sê, dankie. Weet ek sal hom in die hemel kry, maar is jy daai iemand wat die boodskap aangee? Want jy is die A-plan. Ek wil vir julle vertel, soms het God 'n B-plan. Ek het so 'n maand gelede, vertel my skoonma my, vir ons, van Krishna se oupa. Haar pa. Oupa Willem Burger, is nou baie jare al oorlede, 1982, maar hy was in 'n ander geloof. Is nie nou belangrik watter geloof nie, maar hy was ook nie baie toegewyd nie, aan daai geloof nie. En hy het baie diep in die bottel gekyk. En die Here het aanhou praat met hom en aanhou praat met hom en hy het hom nooit aan die Here gesteer nie. En op 'n dag beland hy in 'n hospitaal. Ek kan nie onthou wat 'n hartaanval was of wat dit was nie, maar hy vertel die storie na die tyd. Hy lê in sy hospitaalbed en hy hoor die piep, julle weet daai piep, 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 ongelukkig ken van julle dit dalk goed, wat jy ervaar as jy daar lê en daai monitors wat jou hartklop en jou bloeddruk en alles aangee. En hy hoor hierdie ding begin sagter te klop. En hy hoor hy flatline, soos hulle sê. Hy piep. En hy besef, is verby. Maar skielik is daar lig in die hoek van die kamer. En hy hoor 'n stem. En die stem sê vir hom, Willem Burger, hoeveel keer moet ek nog met jou praat? Net dit. En in daai oomblik maak hy sy saak met die Here reg. En hy hoor, daar klop sy hart weer, daar gaan die masjien weer. God se B-plan. Hy kan dit so doen. Hy kan engele stuur. Hy kan 'n wonderbaarlike vriend van my het wat in sy dronkenskap wakker geword een nag en net die televisie oorverdowend hard hoorspeel. En op hy oomblik is daar 'n ou wat sê, die Here praat nou met jou. Maak jou saak met hom reg. Maar is min wat dit gebeur, julle, dis die uitsondering, dis die B-plan. Ons is die A-plan en ons moet dit aangee. Nou sal julle dink, dit kom vir my baie maklik om dit te doen. Ek weet nie hoe moeilik is dit vir jou nie, maar ek kan maar vir julle persoonlik sê, is nie vir my maklik om met 'n ou oor die Here te praat nie. Daar is van ons vir wie dit makliker is, maar is ons almal se opdrag. En vir my persoonlik het die Here net gesê, gebruik net die geleentheid, al is dit net 'n klein geleentheid, om ietsie te sê. Ek noem 'n voorbeeld. Julle weet van Krishna, en nou, baie mense weet daarvan, en nou kom ek by iemand in die dorp, en sê, haai, ons is so jammer om te hoor, en hoe gaan dit nou, en ons is baie dankbaar vir dit, en so, hoe reageer ek? Wat sê ek? Sê ek net, nee, baie dankie, of gebruik ek die geleentheid, julle, om net te sê, weet jy wat, die Here was so goed vir ons. Hy het dit en dit en dit, of die Here het ons deurgedra, of daar was so baie mense wat gebid. Gebruik ons die geleentheid, dis wat die Here my mee challenge. Ek kom by 'n ou, hy vloek verskriklik. Elke tweede woord, ek kan nie vir julle sê nie, my ore sing. Maar ek is lief vir hierdie ou op 'n manier, man, is 'n besigheidsman in die dorp. Ek hoop julle weet wie dit nie, maar dis vreeslik. En dan trek ons ons terug, man, dan vergeet ons van die kruising van Christus, ons sukkel net om te swem tussen al hierdie vloekwoorde. En die Here sê net ietsie. Sê net ietsie. En ek byt die bullet en ek sê, want die Here was vir ons so goed in hierdie ding. En ek kan 'n getuienis gee. Ek kan die storie vertel. En baie keer
maak die Here dan die deur oop. Dan sê jy, "Haai, maar ek is so bly." Jy sê vir die Here, want ek het gebid gister oor dit en dit, of wat ook al, en daar kom 'n gesprek uit. Of daar kom maar nie 'n gesprek nie, maar dan het jy ten minste iets gedoen. So gebruik die geleentheid, dis van die Here my challenge. Want ons is God se A-plan. Laas Sondag preek Henny in die kerk, baie mooi diens, Henny dankie, en Henny vertel ons van die feesmaal, Jesus wat vertel van die feesmaal, en wat die koninkryk van God is, en dat Christus, God wil hê die mense moet inkom, God die Vader wil hê die mense moet inkom, en dat hy dan gesandte uitstuur, en dat hy dan sê, wat ek en jy is, gaan uit en gaan nooi die mense, want as ek het 'n begeerte, dat die tafel moet vol word, die tafel is gedek, die feesmaal is voorberei, die koninkryk is gereed, Christus het gekom, die werk is gedoen, gaan nooi die mense. En dan het ons allerhande verskoning, die een wil met sy osse gaan ploeg, en die een wil sy plaas gaan kyk, en die een wil nie dit nie, want dit, en dan sê die Here, maar gaan nooi dan die ander mense, maar die tafel moet vol word. Julle so, wat is die punt? Die punt is, die Here het 'n begeerte dat sy koninkryk moet vol word, en ek en jy moet die storie gaan vertel, ek en jy moet die geleentheid gebruik, ons is die gesandte wat moet uitgaan, hy stuur ons, en dan sê hy, as daai nie wil luister nie, soek ander wat wil luister. Wat maak ons met dit wat God aan ons toevertrou het? Dis hoekom ons vir 18 jaar lank kinders Mosambiek toevat. Meer as 400 kinders al Mosambiek toegegaan. En ek probeer niks na ons toe gooi nie. Ek sê net, dis 'n geleentheid. En julle weet, ons het met julle gedeel so tydjie gelede dat ons die blyplek verloor het, en die Here het net vir ons bly sê, have faith, Hebreërs 11 vers 1. Hy het nie vir my, hy het nie vir ons 1 keer, hy het nie 2 keer gesê, hy het nie 3 keer gesê, hy het nie 4 keer gesê, hy het 5 keer gesê. Hebreërs 11 vers 1, en ons het net gesê, Here, ons glo U, ons staan op die beloftes. En die Here het vir ons profeties gesê, dat die deur is nog toe, maar die deur gaan hy oopmaak, want hy wil hê die werk moet aangaan. Dis 'n geleentheid waar ons dit kan doen, waar ons kinders kan bedien, en waar hulle natuurlik kan groei. Gaan nie net om by die Here te kom, jy gaan oor groei. En dis hoekom ons dit 18 jaar lank doen, en ek wil vir julle sê, die Here het nou vir ons die deur, hy het vir ons 3 weke gelede die deur oopgemaak, nadat ons nie geweet het nie, en die Here het vir ons 'n plek gegee, ons eer die Here daarvoor, so ons ry die 25ste September Mosambiek toe, weer 'n keer, vir ek dink die 19de keer, was 1 jaar hierdie skrif, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elke een wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed. Gebruik die geleentheid. Voor ons by die nagmaal uitkom, julle, wil ek net vir julle, net vir die wat daarvan wil kennis neem. Daar's klomp voorbeelde in die skrif waar iemand 'n getuienis gegee het of geleentheid gebruik het. Ek gaan dit vir julle net noem, en ek gaan die skrif op die bord sit, as jy dit wil neerskryf, of jy wil dit gaan lees na die tyd. Dis baie interessant. So, die eerste een is die Samaritaanse vrou by die put. Ons kan gaan kyk hoe Jesus met haar gewerk het. Baie interessant, hy het vir haar aas uitgegooi, en sy het die aas gevat, maar wat sy gaan doen het op die ou einde, sy het net gesê, hier is 'n man wat vir my alles vertel, sy dorp toe teruggegaan, hier is 'n man wat vir my alles vertel wat ek gedoen het, is hy nie dalk die Christus nie? Al wat sy gedoen het, die hele dorp het omtrent tot bekering gekom. Johannes 4 vers 1 tot 42. Paulus gebruik 'n verskriklike gestruktureerde, opgebreekte getuienis, as hy voor koning Agrippa is, Handelinge 26, julle kan dit gaan lees. Dan Filippus in die Ethiopiër, wat op die wa gery het, en Filippus het gekom, en hy het gehardloop, en hy het gehoor, hierdie ou lees, uit Jesaja uit, en al wat hy gedoen het, is, hy het by daai skrif wat daai ou gelees het, aangehak. Hy het daai omstandighede gebruik, en hy het daarby aangehak, en hy het vir die ou eenvoudig gevraag, verstaan jy wat jy lees? En hy het hom na die Here toe gelei, as op daai manier. Handelinge 8. Petrus op Pinksterdag, julle ken die storie, Petrus het gepreek, Petrus het die woord gebruik, Petrus het gesê, daar staan so geskryf, en hy het hulle almekaar teruggevat na die woord toe. Dit was sy strategie.
Die laaste een is baie interessant. As julle net een lees net dit. Johannes 9 vers 1 tot 25. Jesus maak 'n blinde ou gesond, en dan begin die skrifgeleerdes hierdie ou te ondervra, want hulle weet nou nie wat hier gebeur het nie, en hulle dink Jesus is van die duiwel, en dit is die sonde, en allerhande stories, en hulle redeneer vorentoe en agtertoe met hierdie ou, en al wat hy op die ou einde vir hulle sê is, man, ek het eintlik nie 'n saak met wat julle sê nie, ek weet net een ding, ek was blind, maar nou sien ek. En dis al wat hy vir hulle gesê het, en dit was sy getuienis. So daar's verskillende maniere, so gaan lees dit en gebruik dit. Nou 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 is sommer maar net mooi wat die woord sê. Die Here comfort ons, die Here gee ons, bemoedig ons, en daai bemoediging gee ons aan. Ons gaan nie by dit stil staan nie. Die nagmaal is 'n getuienismaaltyd ook. Een van die eienskappe van nagmaal, en dit is wat ons vandag gaan vier, is dat dit ook 'n getuienismaaltyd is. Nou wat is die getuienismaaltyd? Dit sê maar net dat elke keer wat ons die nagmaal gebruik, verkondig ons ook die dood en die opstanding van Christus, totdat hy weer kom. So dis ook ons getuienis, maar dis ook 'n getuienis teenoor ander mense. Dis ook om teenoor jouself te getuig van wat Christus gedoen het. So ons gaan nou, ek vra dat die tekens uitgedeel word, asseblief, ons spannetjies sal julle ons help, dat ons die tekens uitdeel en dat jy dit by jou hou, en dat ons dan saam net gaan dit vier, en dat ons daarvan regtig 'n getuienisgeleentheid maak, dat jy met die Here daaroor praat, en mag dit ook 'n profetiese aksie wees, wat ons die wederkoms van Christus verkondig, totdat hy weer kom. Ons het Here, baie dankie. Dankie Here Jesus vir wat U kom doen het. Dankie dat U gehoorsaam was en U lewe kom aflê het vir my, vir ons, sodat ons met U versoen kan wees, en sodat ons U geregtigheid kan ontvang. En dis my gebed dat U ons help, Here, om nie net dit ons eie te maak nie, maar om dit ook aan te gee. Ons sê net vir U dankie. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Dankie vir die nagmaal wat ons daaraan herinner. En dankie dat ons dit met vreugde kan vier, en dat ons op daardie manier ook kan verkondig en sê, kyk, Jesus kom weer. Amen.